Genade en vrede vir jou. François die geseënde hier en ek bring jou die absolute realiteit, die lewende woord van God. Ek is extremely opgewonde oor wat ek met jou gaan deel. Ek het 'n opgewondenheid oor die onderwerp, maar ek het ook 'n diep hartseer in my hart oor hierdie selfe onderwerp. Dis soos 'n paradoks. Jy's opgewonde oor die ding, maar jy het ook pyn in jou hart as dit kom by hierdie onderwerp. Paulus sê dit so mooi. Hy sê, ek lewe nie meer nie. Ek is met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, maar tog leef ek. En hierdie nuwe lewe is Christus. Hy sê, ek wil net gou hierso lees oor Paulus se bediening. En 2 Korintiërs. So, jy wat nou ingeskakel is, kry so lank jou vriende by mekaar, nooi hulle, sodat hulle saam hierdie waarheid kan hoor. Deel asseblief hierdie waarheid met jou geliefdes, is 2 Korintiërs hoofstuk 6. Thank you Jesus, kom ek net. Ja. Hier praat hy oor die bediening van die apostels en hy noem 'n paar sal mense sê paradoxes. Hy sê vers 8. Deur eer en oneer is ons bedienaars, deur slegte en goeie gerugte, as verleiers en tog waaragtig. Nou daai waarheid het ek baie lank gelede vir my gevat. As 'n verleier en tog waaragtig. Ek word deur 'n groot deel van die kerk wat my ken, gemerk as 'n verleier. Maar Paulus sê, ja, maar tog waaragtig. So, met dit waaroor ek jou gaan praat, wat ek met jou gaan deel, gaan so, ek weet dit gaan in jou hart resonate. Jy gaan die conviction in jou hart ervaar dat dit wat ek sê waar is, goed is. Maar jou mind gaan heeltyd sê nee man, nee. So luister na jou hart, want jou hart weet wat ek nou sê is waar. Dan sê, as onbekend en tog goed bekend. Is dit nie waar nie? Mense dink hulle ken ons, maar eintlik ken hulle ons nie. Want ons is van 'n ander wêreld. Yes. As onbekend, as bekend, maar tog onbekend. Hulle ken ons in die vlees, maar hulle ken nie die werklikheid van wie ons in die gees is nie. Jy mag vir jouself bekend wees, maar tog ook onbekend, want jy ken nie jou reality van wie jy in die gees is nie. Dan sê, as sterwendes en kyk, ons lewe, as getugtig en nie gedood nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd. As armes, maar wat baie ander ryk maak. As mense wat niks het nie, en tog alles besit. So hierdie boodskap wat ek vandag gaan bedien, is in hierdie konteks. Arm, maar wat baie ander mense ryk maak. Mense wat niks het nie, tog alles besit. Wat gesterwe het, maar tog, halleluja, ons het nou iewers 'n onderbreking gehad. So, in hierdie konteks. So ek gaan met jou praat oor die twee Heres. Kom ons gaan na Matteus hoofstuk 6. Daar kyk ons bietjie hier na die woorde van die Here Jesus Christus. Ek moet sê, hierdie boodskap het nie die doel om jou te veroordeel nie.
het nie die doel om jou skuldig te laat voel nie, het nie die doel om jou in vrees te bring nie. Maar die doel van die boodskap is om jou vry te maak. Halleluja. Dis waaroor die evangelie gaan. Om mense vry te maak. Die meeste mense op aarde is nie vry nie. Hulle is vrygemaak deur die dood en opstanding van die Here Jesus. Maar die meeste van ons mense leef nie vry nie. So die doel van hierdie boodskap is vir vrymaking, nie vir veroordeling nie. Want daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Soos ek sê, bedroefd en tog opgeruimd. Arm wat baie ander mense ryk maak. As iemand wat niks het nie, maar tog alles besit. Dis hierdie waarheid. Nou wanneer jy in die paradoks leef van die evangelie, dan experience jy die absolute realiteit van wie jy is. Nou kom ons gaan na Matteus hoofstuk 6. Die Here Jesus praat hier oor die voorsiening van die lewe, en dan kom hy in vers 24. Hy sê, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat, en die ander sal hy aanhang, en die een verag. Ja. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom. Hoor? Daarom. Daar's twee here. Is God of Mammon. Nou wie is Mammon? Mammon is die geldgod. Hy is die een wat daaruit uit is om jou onder sy beheer te bring. En wanneer jy onder sy beheer is en slyf hy jou. Nou, die Here sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. So, jy moet onthou, die oomblik as jy worry, as jy bekommerd is, as daar anxiety en vrees in jou hart is, oor die toekoms, wat jy gaan eet, drink, aantrek, of al hierdie wonderlike dinge, dan is dit Mammon, wat jou thinking capture. Nou sê ek nie, jy mag nie dink oor die toekoms nie. Maar as daar vrees is, dan is dit Mammon, die geldgod, wat sê, luister, ek wil jou beheer. Is dit duidelik soos dit? As net God en Mammon. Die Here sê, moenie vrees nie, moenie bekommerd wees, oor wat jy gaan eet, of drink, of aantrek nie. Maar Mammon is die een, wat jou wil laat worry, wat jou wil laat vrees, en is so maklik vir ons om te val in hierdie struik van, hoe gaan ons maak? Wat gaan ons maak? Ons het nie dit nie, ons het nie dit nie. Nou, dan word 'n storieetjie vertel, net om die boodskap te illustreer, van 'n ou tannie wat eendag by haar predikant kom en sê, pastoor, dominee, ek het hierdie hondjie wat gesterf het en ek is so lief vir hierdie hondjie. In die huis groot geword, saam met my op die bed geslaap en alles. Wil dominee, pastoor nie asseblief hierdie hondjie begrawe nie. En die dominee of die pastoor sê toe, ek is so besig, ons sal nie tyd hê nie, maar het jy al 'n ander kerk probeer? Ek dink nie die predikant is so besig nie, hy sal help. Nou sê die tannie, dominee, dink
dominee, hy sal tevrede wees met 'n checkie van R10,000 want ek was regtig lief vir hierdie hondjie. En die dominee sê, suster, hoekom het jy nie gesê dis 'n NG hondjie nie, of 'n Baptist hondjie, of 'n AGS volle evangelie, 'n absolute realiteit hondjie nie, dan het ons die hond begrawe. Wat is die moral van die storie? Dat geld, of hierdie checkie van R10,000, het die prediker laat besluit om die hondjie te begrawe. So hy kan nie decisions maak op grond van sy conviction nie, maar die decisions of die besluite wat geneem word, is alles as gevolg van geld. Geld is hier die Here. Geld sê ek kan die hondjie begrawe. Geld besluit waar ek bly. Geld besluit wat ek ry. Geld besluit wat ek aantrek. Geld besluit waar my kinders skool gaan, by watter universiteit hulle is. Geld besluit watter beroep my kinders kan beoefen, of wat ek kan beoefen. So geld is die Here wat besluit wat ek gaan doen, waar ek bly, wat ek ry, met watter vriende ek geassosieer word. Geld besluit. Nou ek wil nie jy moet condemn voel nie, maar vra jouself die vraag, waar ek bly, is dit waar ek graag wil bly? Wat ek ry, is dit wat ek graag wil ry? Of het geld besluit, gaan ek dit ry, waar ek gaan bly, wat ek kerk ek gaan wees, en al hierdie dinge, want daar is net twee Here, is God of Mammon. Leef jy vanuit die oortuiging van jou hart, of leef jy vanuit dit wat jy in jou bank het? Alright, so, daar is net God of Mammon. Kom ons gaan 'n bietjie praat. Ek wil hê jy moet deel, julle wat ingeskakel is, deel hierdie boodskap. Comment, like, ek sien as baie mense wat like, maar hulle comment nie en hulle share ook nie. Maar comment, like en share, sodat ander mense vry kan kom. Kom ons gaan na die ryk man, die rykste man wat geleef het op 'n stadium, en sy naam is Salomo. Salomo was een van die ryk ouens. Kom ons gaan na Spreuke, hoofstuk 10, vers 15. Spreuke is 'n goeie boek om te lees. Jy moet gereeld deur die boek Spreuke lees. Dit sal jou regtig waar bless. Spreuke hoofstuk 10 vers 15. Die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad. Die ondergang van die behoeftiges is hulle armoede. Hoor? Die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad. En die ondergang van die behoeftiges is hulle armoede. Nou, armoede is 'n vloek. As jy dink om arm te wees is goed, nee, dit is 'n vloek. As geen seën in armoede nie. Maar daar is ook geen seën in vertroue in rykdom nie. Kyk goed. Spreuke 18. Ek gaan nou weer terugkom na Spreuke 10 toe, maar kyk gou in Spreuke hoofstuk 18. Vers 10 sê: Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskik. Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos 'n stylmuur in sy verbeelding. Hoor, daai is die ryke se sterk stad.
Maar die naam van die Here is vir ons 'n sterk toring. So die ryke vertrou op sy rykdom, waar hy nie veronderstel is om op sy rykdom te vertrou nie. Daar was Spreuke, kom ek kyk gou hier, Spreuke 11, gaan gou hier. Spreuke 11 vers 28. Wie op sy rykdom vertrou, die sal val, maar die regverdiges sal soos blare uitspruit. Die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad in sy verbeelding. Soos 'n sterk stad. Dit is nie. Maar die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop in dit en word beskik. Dawid het dit mooi gesê in Psalm 20. Hy sê, sommige vertrou op strydwaans en perde, maar ons sal die naam van die Here oproem. Strydwaans en perde praat van eie vermoë, eie krag, praat van jou resources. Maar die naam van die Here is waarop ons roem. In die naam van die Here. Nie in onsself, ook nie op ons rykdom nie. Ons het gekyk Spreuke 10 vers 15 wat sê die naam of althans die arme, die behoeftige se armoede is sy ondergang. Waar die ryke vertrou op sy rykdom om hom te beskerm. Nou kyk gou. Spreuke hoofstuk 10 vers 22. Die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Wat maak ryk? Die seën. Wat is die seën? Die woord van God. Die goeie woord van God. Dit wat die Here van jou sê en oor jou sê, is wat ryk maak. Maar moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. So hier het ons het armoede en ons het rykdom. Rykdom wat vanaf God kom, en dit is rykdom waarin jy vertrou, wat jou sekuriteit gee, wat jou laat besluit, waar om te bly, wat om te ry, jou vriendekring, wat jy doen, en al hierdie goed, die rykdom van die ryke, is wat hom laat decide, en nie die Here nie. Nou, daar is twee, kom ons soos ons sien, dit is die seën van die Here wat ryk maak. So God het nie 'n probleem dat jy ryk is nie. Dit is God se probleem. God se probleem is die volgende, dat ek en jy ons rykdom, ons stad maak, ons beskerming maak, ons vertroue maak, dat ons rykdom ons Here maak, om die besluite te neem van waar ons bly, wat ons ry en so meer. Maar God wil jou vry maak. Dis die hart van die Here dat jy in absolute vryheid mag leef. Dat jy nie beperk word deur mammon nie, want mammon wil jou beheer. Mammon beheer ander mense deur vir hulle geld te gee. Hy beheer weer ander mense om van hulle geld te weerhou. So baie arme mense dink meer oor geld as ander rykes. Hoekom? Wat gaan ons eet? Wat gaan ons drink? Wat gaan ons aantrek? Wat? En jy is constantly besig om oor hierdie goed te dink. Nou, beloved, let wel, ek het in die begin gesê, en ek wil graag hê jy moet teruggaan om hierdie boodskap van die begin af te luister. Hierdie woord het nie die doel om jou te condemn nie, maar om jou vry te maak. En daar is hoop, daar is genade om in vryheid te kom. Die beroep wat jy beoefen, waar jy werk, wat jy doen,
is dit jou hart? Of gaan dit oor die geld wat jy verdien? Regtig waar. Want ons meeste mense het nie die excitement en die joy en die peace in wat hulle doen nie. Die meeste mense is ongelukkig by die werk. Hulle het nie 'n plesier in wat hulle doen nie. There's no pleasure in. Daar's geen excitement en joy, no peace. Absoluut niks. Want hoekom? Ons moet eet, ons moet drink. Nou, ek sê nie jy moet nie werk nie. Daarom sê ek vir ons jong mense, en ek het dit vroeg vir my kinders gesê. Vra, wat moet ek doen? Ontdek eers wie ek is en wat moet ek doen op hierdie aarde. Ek moenie gaan werk vir geld nie. Ek moet my roeping uitleef en die geld gaan kom. Let jy? Ek moet my roeping uitleef en die geld gaan kom. Maar ons mense word nie dit geleer nie. Ons word geleer, jy moet gaan study, sodat jy geld kan verdien. Daarom gaan mense vir the most paid jobs. Hulle harte is nie daar nie. Geld is die een, want hulle wil 'n stad vir hulle bou, deur hulle rykdom, om hulle te beskerm teen die wêreld. Nou, Mammon sal jou laat bou, maar weet jy wat gebeur? Net so, gaan hy die sterk stad wat in jou verbeelding is, gaan hy destrooi. So ek wil jou oproep, kom ons gaan in verhouding met Papa. Want Papa sê ek het jou lief. Ek begeer dat jy 'n lewe leef van absolute vryheid, waar jy 'n lewe leef waar geld nie vir jou 'n issue is nie. Geld decide nie vir jou nie. Ek is die een wat jou lei. Paulus skryf in Romeine hoofstuk 8 en dan praat hy spesifiek, hy sê God het die gees van sy seun in ons harte uitgestort en hy roep Abba Vader. En omdat hy die gees in ons harte uitgeroep stort het en hy roep Abba Vader, is ons nie geroep tot slawer nie, maar vryheid. En dan sê hom, omdat ons kinders is ons erfgename. Omdat ons kinders is ons erfgename. Dan gaan hy verder. Hy sê, en die wat deur die gees van God gelei word, is kinders van God. Die wat deur die gees van God gelei word, is volwasse kinders van die Here. Maar my vraag is, wie lei ons die meeste? Word ons gelei deur die gees van die Here, of word ons gelei deur die hoeveelheid geld wat ons het? Ek kan dit vandag vir jou vra. Weereens, ek gaan spesifiek oor bly en ry. Want dis waar die meeste mense hulle identity insoek. Waar jy bly, is dit omdat jy in jou hart die leiding van die Here het om daar te bly. Kykie, wanneer mense meer geld verdien, dan upgrade hulle tot 'n volgende voertuig aan 'n ander area. Wanneer jy meer geld verdien, dan moet jou giving upgrade en nie noodwendig waar jy gaan bly of wat jy gaan ry nie. Wanneer mense meer geld verdien, dan verander die branding van hulle klere van die brand na 'n duurder brand. Nou my vraag is dit die mature seun van Abba wat hom laat lei, of laat lei die geld jou? Omdat jy nou 'n ander brand dra, jy is by 'n ander kerk, jy is die en die. Nou ek het oor die jare gesien, die Here het bepaal dat hulle wat die evangelie preek, daardeur moet lewe. God het so bepaal. Ek het dit nie bepaal nie, ek het dit so kom sien, en ek aanvaar dit so. Nou ek het ook agtergekom oor die jare, dat wanneer mense in finansiële krisisse is, of veral soos oor Kerstyd, Nuwe Jaar,
Die eerste plek waar hulle giving of hulle geld insny is, hulle gee minder vir die koninkryk, want ons het nodig om meer te spend op onsself. Ons doen al hierdie goed, en die eerste ding wat hulle sny, is hulle giving aan die koninkryk of die ministers van die evangelie, waar hulle die eerste ding moet wees wat hulle increase in hulle giving is as dit kom by die kingdom, as dit kom by die ministers wat in hulle lewe belê, of wat die goeie woord, soos wat Paulus skryf aan die Korintiërs, dat as die Jode die geestelike vir ons gesaai het, dan moet ons ook so die fisiese aan hulle gee, in hy konteks. So, wat is die ding wat ons lei? Die seën van die Here maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Spreuke 11 vers 11, of ja, nee. Kurashetene. Ok, ek het veel gelees, die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad, die ondergang van die behoeftige is hulle armoede. Spreuke hoofstuk 10 vers 15. Ons het gekyk, ek wil net gou iets kyk. Iewers sê Prediker, bemoei jou nie om ryk te word. En dis wat die meeste van ons mense doen. Ons bemoei ons om ryk te word. En dis, soos ek net nog gesê het, die Here het geen probleem dat jy ryk is nie. Dat jy geld het nie. Geld moet net nie vir jou besit nie. Geld moet nie die een wees wat jou beheer nie. Wat die een is wat jou, wat Lord over jou nie. Want daar is net twee. Die Here Jesus Christus of Mammon. En Jesus het gesê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Kom ons gaan na 2 Korintiërs stuk 8, vers 9. Ek hoop iemand leer iets hierso. Comment net, share net, sê net iets. 2 Korintiërs stuk 8, vers 9. Ek hoop jy word geseën, en jy wat nou later ingeskakel het, deel dit gerus met jou op jou wall hierdie woord. Amen. 2 Korintiërs stuk 8, vers 9. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, arm kon word het, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. Wow. Julle ken die genade, alhoewel hy ryk was, het arm kom word, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. So, in werklikheid is jy 'n ryk man en 'n ryk vrou. Want Christus se armoede het jou ryk kom maak. Hy het homself ontledig, gebore, en as jy dan die geskiedenis kyk, die Bybel sê, Maria het duifies geoffer, so dit beteken die duifies en die voëls was gewoonlik vir die mense wat arm was. So Jesus is in 'n arm omstandighede gebore. Nou skryf Paulus, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. So jy is 'n ryk man en vrou, wat jou thinking in lyn moet bring met jou identiteit in Christus, en jou rykdom nie bepaal deur die hoeveelheid geld wat jy het, waar jy bly, wat jy ry, wat jy eet en wat jy aantrek nie. Want dis die seën van die Here wat ryk maak, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Dis nie geld wat ryk maak nie, maar die seën van die Here maak ryk. En moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Nou kyk gou, gaan, hy's 2 Korintiërs 8 vers 9. 2 Korintiërs stuk 9, lees ek vir jou. Die konteks hier is geld.
die giving vir die kerk in Jerusalem, wat op baie stadium baie gesukkel het. Nou sê Paulus, vers 7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Elkeen soos hy hom in sy hart voorneem. Nou kom ek vra gou vir die vraag. Jou giving, is dit wat jy in jou hart voorgenem het, of is dit uit dit wat in jou bankrekening, jou sak, of jou beurs is? Ons giving is wat ons beurse sê, nie wat ons harte sê. Jou hart wil meer gee, maar jou beurs sê nee. Nou wat moet gebeur? Ek moet my hart in lyn kry met die waarheid van wie ek is, sodat ek kan gee vanuit my hart en nie wat my beurs sê nie. Nie wat my geldsakke sê nie. Iemand het op 'n dag gesê, hoekom preek die pastoor so oor geld? Toe sê die pastoor, weet jy wat? Ek soek nie jou geld nie. Ek soek jou hart. Want ek het gesien die meeste mense se geld, se harte is in hulle geld. Soos ek hulle geldsak oopbreek, kry ek hulle harte. Ongelukkig is die meeste mense se harte in hulle geldsakke. Soos